Navorsers het al probeer om te bepaal hoeveel woorde mense gemiddeld op 'n gewone dag gebruik. En dit lyk vir my of dit hier in die omtrek van tussen 12 en 16.000 woorde per dag kan wees. Nou natuurlik verskil dit van mens tot mens en van persoonlikheid tot persoonlikheid en ook van ouderdom tot ouderdom. Maar dink net 'n oomblik. 12.000 woorde per dag. By die huis en by die werk, by die skool en oral tussenin. En ons gebruik daardie woorde om mekaar te groet, om vrae te vra en te verduidelik, reëlings te tref, te vertel, te antwoord en soms selfs te kla. Ons praat oor werk en oor skool, ons praat oor geld en oor kos, ons vra wie wanneer waar moet wees, wie wat moet doen, wat nog gekoop moet word en wat môre moet gebeur. Ons praat oor ons huwelike, ons praat oor ons kinders. Ons gebruik ons woorde om ons kinders te vorm en te leer. Ons praat oor hoe ons voel. Ons praat baie. Maar tog kan jy in 'n huis vol gepraat en vol woorde leef en steeds in jou binneste voel. Ek praat en niemand hoor my regtig nie. Niemand verstaan my nie. Want die ding is, 'n mens voel nie noodwendig gehoor bloot net omdat jy 'n beurt gekry het om te praat nie. En navorsing wat oor verhoudings gedoen is, wys vir ons dat ons as mense so 'n diep behoefte het om gesien te word, om gehoor te word. Ons het so 'n diep behoefte om verbondenheid, om koneksie te beleef. En dis reeds waar van die eerste oomblikke van ons lewens af. Daardie kleine mensies, babietjies, se behoefte aan koneksie is soos 'n oorlewingsinstink. Dis wat hulle nodig het om mens te word in hierdie wêreld. Dis wat hulle nodig het om gesond te ontwikkel, vir hulle breintjies om gesond en goed te groei. En soos hierdie mensies ouer word, dra ons hierdie ingeskape behoefte met ons saam. Want ook as kinders, as tieners en as volwassenes, het ons nodig om te beleef. Ons is nie onsigbaar nie. Ons is nie onhoorbaar nie. Wie ek is en wat in my hart is, word raak gesien, word gehoor en word ernstig opgeneem. En juist daarom is dit so belangrik dat ons huise en ons gesinne nie net ruimtes sal wees waar daar baie gepraat word nie, maar ruimtes waarin mense werklik gesien word, gehoor word en verstaan voel. Ons gesinne en ons huise behoort die plek in hierdie wêreld te wees, waar ons nie hoef te veg om raak gesien te word nie, waar ons nie ons stem al harder hoef te laat klink, sodat iemand net aandag sal gee nie, waar ons nie dieselfde dinge oor en oor hoef te sê, in die hoop dat iemand dalk hierdie keer sal hoor, wat eintlik in ons harte leef nie. Maar die hartseer waarheid is dat ons gewoonlik ons beste luister, bære vir die mense buite ons huise. En dis by die mense die naaste aan ons, waar ons die maklikste ophou om regtig te luister. Want ons ken mekaar mos, ons bly in dieselfde huis, ons weet wat in die ander se lewe aan die gebeur is. Ons weet mos hoe ons kinders dink. Ons weet mos waarom ons man of vrou ontsteld is. Ons weet mos wat ons ouers nou weer wil sê. Ons weet mos wat die ander persoon eintlik bedoel. En omdat ons dink dat ons reeds weet, luister ons nie meer met nuuskierigheid nie. Ons luister nie meer om te ontdek nie. Ons luister net lank genoeg om te kan antwoord, om onsself te kan verdedig, om raad te gee of om die situasie so vinnig as moontlik op te los. Maar dan loop ons die risiko dat ons huise plekke word waar ons gesin saam woon, maar waar ons mekaar nie regtig sien nie regtig hoor nie en nie regtig verstaan nie. En dit bring ons by die volgende gewoonte. Die 5de gewoonte in Stephen Covey se boek The 7 Habits of Highly Effective Families. Maar kom ons verfris net vinnig ons gedagtes oor wat ons in die vorige 4 gewoontes gehoor het. Nou, die eerste 3 gewoontes het ons gehelp om verantwoordelikheid vir ons lewens te neem. My lewe,
maar ook die lewe van ons gesin. Dit het ons geleer om proaktief te leef, om met die einddoel in gedagte te begin en om eerste dinge eerste te stel. En met die vierde gewoonte het ons fokus so bietjie begin verskuif na die verhoudings binne ons gesinne. Want 'n gesin kan wonderlike planne hê. 'n Gesin kan 'n duidelike missie hê. 'n Gesin kan al hulle prioriteite, alles mooi in plek hê. Maar as mense binne daardie gesin mekaar nie verstaan nie, as hulle nie veilig genoeg voel om eerlik te praat en dan gehoor te voel nie, help al die planne en strukture maar bitter min. En so het gewoonte 4 ons gehelp om wen-wen te begin dink. Om nie te vra, hoe kry ek my sin nie, maar hoe kan ons saam floreer? Hoe kan ons 'n oplossing vind wat die verhouding versterk en wat vir almal goed is? Maar nou moet ons besef, wen-wen is eintlik onmoontlik wanneer mense mekaar nie verstaan nie. Want hoe kan ek saam met jou soek na wat vir ons albei goed is, as ek nog nooit regtig probeer het om jou te verstaan en te verstaan wat vir jou belangrik is nie? Hoe kan ek jou behoeftes ernstig opneem, wanneer ek reeds namens jou besluit het wat jy nodig het? Hoe kan ons saam 'n oplossing soek, wanneer ek die hele tyd met my ervaring, my pyn, my perspektief en my antwoorde besig is en dit voor oë het? En daarom bring Covey ons by gewoonte 5. Probeer eers om te verstaan en daarna om verstaan te word. En om te sien hoe hierdie gewoonte in praktyk in 'n werklike ontmoeting lyk, gaan ons vandag saam met 2 mense op hulle pad stap. 2 mense wat baie gehad het om te sê en wat iemand nodig gehad het om lank genoeg saam met hulle te loop en werklik te hoor wat in hulle harte leef. En ons vind hierdie baie bekende verhaal in Lukas 24, die verhaal van die Emmausgangers. Nou natuurlik is hierdie verhaal se primêre bedoeling om oor die opstanding te getuig. Maar ek dink tog vir ons nadenke vandag is daar in hierdie verhaal baie te leer uit hoe Jesus met hierdie mense in gesprek gegaan het. Nou, Lukas 24 vertel vir ons. Dit is die dag van Jesus se opstanding. Die graf is reeds leeg gevind en 2 van Jesus se volgelinge is op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus. En terwyl hulle loop, praat hulle met mekaar oor alles wat die laaste paar dae gebeur het. Hulle probeer verstaan en hulle probeer om die stukke van die verhaal by mekaar te sit. Jesus is gekruisig en begrawe, maar nou kom die nuwe nuus, die nuus dat die graf leeg is. En boonop vertel die vroue van engele wat sê dat Jesus lewe. En van die disippels het self gaan kyk en gesien dat die graf inderdaad leeg is. Maar waar is Jesus dan? En wat beteken dit alles? En terwyl hulle so met mekaar loop en praat, sê Lukas, Jesus self het nader gekom en saam met hulle geloop. Jesus self het nader gekom. En dis 'n belangrike beweging in hierdie verhaal. Die opgestane Jesus roep nie van 'n afstand af vir hulle wat hulle alles verkeerd verstaan nie. Hy het nie die voorwaarde dat hulle eers hulle feite en teologie in plek moet kry voor hy met hulle gaan praat of selfs voor hy gaan luister nie. Nee, hy kom nader en hy ontmoet hulle waar hulle is. Hy stap op hulle tempo. En dis eintlik die beweging van die ganse evangelie. Ons God is 'n God wat nader kom, wat mens kom word, wat mense se huise ingaan, saam met hulle aan tafel gaan sit, wat luister, wat raak sien en wat verstaan wat werklik in mense se harte lê. En ook hier op die Emmauspad. Die opgestane Jesus kom nader. Hy loop saam en hy verbind homself aan mense wat nog nie verstaan nie. Maar ons lees, hulle oë is verhinder om hom te erken. Hulle besef nie wie hier saam met hulle loop nie. En dan vra Jesus vir hulle, oor wat loop julle so ernstig en praat? En Lukas vertel dat hulle na hierdie vraag sommer gaan staan en met somber gesigte vir Jesus kyk.
Jesus se vraag bring hulle tot stilstand. Dit skep ruimte. Dit sê, vertel, ek luister. Kleopas antwoord hom, amper verbaas, en vra vir hom, is hy die enigste vreemdeling in Jerusalem, wat nie weet van die dinge wat die afgelope paar dae gebeur het nie? En dan vra Jesus weer, maar watter dinge? En dink net hoe merkwaardig hierdie vraag is. Want Jesus weet presies wat gebeur het. Hy was nie 'n buitestander wat toevallig nie die nuus gehoor het nie. Hy was die een wat verraai is. Hy was die een wat verhoor en veroordeel en gekruisig is. Hy is die een wat uit die dood uit opgestaan het. Hy weet meer van hierdie gebeure as enige iemand anders. Hy het dit aan sy eie liggaam ervaar. Maar tog vra hy, watter dinge? Nie omdat Jesus inligting nodig het nie, maar omdat hy weet, hulle het ruimte nodig om hulle verhaal te vertel. En dan vertel hulle. Hulle vertel van Jesus van Nasaret. Hulle vertel hoe hy kragtig in woord en daad was. Hulle vertel hoe die priesterhoofde en die leiers hom oorgelewer het. Hulle vertel van die kruisiging, hulle vertel van die leë graf en van die vroue se getuienis. En dan, tussen al die besonderhede, kom daar een sin wat eintlik vertel wat in hulle harte aangaan en wat onder en agter al hierdie woorde lê. Ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Skielik gaan dit nie net meer oor wat in Jerusalem gebeur het nie. Skielik gaan dit oor wat in hulle gebeur het. Ons het gehoop, ons het gedink hy is die een deur wie God vir Israel sou verlos. Ons het gedink die uitkoms is hier, 'n nuwe wêreld is besig om aan te breek. Maar nou is hy dood. En skielik sien ons hoe Jesus se opregte vraag en Jesus se aktiewe luister iets moontlik maak, iets laat gebeur. Hierdie twee mense kry nie net die geleentheid om hulle weergawe van die gebeure oor te vertel nie. Hulle kry die geleentheid om by hulle emosie oor die gebeure uit te kom. By die teleurstelling, by die stikkende hoop, by die woorde wat waarskynlik die hele pad nog in hulle harte geleef het. Ons het gehoop. En dis presies wat werklike luister doen. Dit luister nie net na wat gesê word nie. Dit help 'n mens om uit te kom by dit wat agter die woorde lê. Want ons sê nie altyd dadelik wat in ons harte aangaan nie. Ons besef dit dalk self nog nie eers nie. Nee, ons sal eerder eers praat oor wat gebeur het, wie wat gesê en gedoen het. Ons raak kwaad oor iets kleins, ons maak 'n oordrewe opmerking. Maar baie keer is daar onder al hierdie woorde 'n dieper waarheid wat wag om gehoor te word. Ek het gehoop. Ek het gehoop jy sou my raak sien. Ek het gehoop jy sou onthou. Ek het gehoop ek sou vir jou belangrik wees. Ek het gehoop dinge sou anders verloop. Ek het gehoop ek sou nie alleen hiermee hoef te worstel nie. En dis juis waar ons in ons gesinne ook so maklik verby mekaar praat. Ons hoor die woorde en dis waar ons vashak. Ons luister baie dikwels nie diep genoeg om die hoop, die vrees, die seer kry en die verlange agter die woorde te hoor nie. Dink byvoorbeeld, jou kind kom by die huis en sê, ek gaan nooit weer skool toe nie. En na jou moeilike, vol, dreinerende dag, vloei die woorde sommer uit jou mond, natuurlik gaan jy môre weer skool toe. Inteendeel, jy gaan nog vir die volgende soveel jaar elke dag skool toe. Of, ag nee man, môre gaan 'n lekker dag wees. Maar dalk was dit jou kind se manier om te sê, mamma, papa, ek weet nog nie hoe om dit te sê nie. Ek weet nog nie hoe om dit te verwoord nie. Maar eintlik wou ek met hierdie woorde vir my mamma of pappa sê, vandag was 'n moeilike dag. Ek het gehoop, vandag sou beter wees. Ek het gehoop, ek sou vriende hê. Ek weet nie hoe môre weer dieselfde situasie te hanteer nie. Of, jou man of vrou sê vir jou, jy's nooit hier nie.
En ons eerste reaksie is om te begin bewys dat die woord nooit verkeerd is. Ons maak 'n punt om te sê wanneer ons wel hier was, en ons begin verduidelik hoe besig ons is en hoekom al hierdie verantwoordelikhede nodig en belangrik is. Maar so mis ons die emosie agter die woorde. Want waarskynlik lê daar agter die beskuldiging die eenvoudige verlange. Ek mis jou. Ek het gehoop ons sou meer tyd saam hê. Ek voel misgekyk, vergeet tussen al die verantwoordelikhede. En Covey verduidelik dan in sy boek dat ons dikwels nie luister om te verstaan nie. Ons luister om te antwoord. Hoor mooi, ons luister nie om te verstaan nie, ons luister om te antwoord. Terwyl die ander persoon nog praat, is ons reeds besig om te besluit of ons saamstem. Terwyl hulle praat, formuleer ons al ons verdediging. Ons dink aan raad, ons probeer die probleem oplos, en ons wag dalk selfs heel goed gemanierd, tot die persoon klaar gepraat het, want dan het ons mos ons deel gedoen. Maar eintlik het ons lankal opgehou luister, want ons dink ons weet wat die ander persoon wou sê. Nou, Covey noem hierdie manier van luister autobiografiese luister. En dit beteken dat ons iemand anders se woorde en sy verhaal heeltyd deur ons eie ervaring en ons eie geskiedenis en ons eie waardes en behoeftes filtreer. Met ander woorde, terwyl jy met my sou praat, vra ek onbewuslik, wat sou ek doen? Hoe sou ek gevoel het? Stem ek hiermee saam? Wat beteken dit vir my? En so klink my eie wêreld so hard in my ore, dat ek nie meer jou wêreld behoorlik kan hoor nie. En wanneer ons so luister, reageer ons volgens Covey gewoonlik op een van 4 maniere. Eerstens, ons evalueer. Met ander woorde, voor iemand nog klaar gepraat het, het ek klaar besluit of hulle reg of verkeerd is. Ons sal iets sê soos, nee man, dis glad nie so erg nie. Jy ooreageer. Of, maar dis glad nie wat gebeur het nie. Tweedens, ons begin ondervra. Ons vra, maar nie soos Jesus nie. Nie noodwendig om die mens beter te verstaan en hulle storie te laat vertel nie. Ons vra wat die ander persoon laat voel asof hulle in die beskuldigde bank staan. Maar hoekom het jy dit gedoen? Wat het jy gedink gaan gebeur? Of derdens, spring ons onmiddellik in met raad. Wat jy moet doen is, of volgende keer moet jy. En soms het die persoon nog nie eers klaar vertel wat gebeur het nie, maar ons het reeds die volledige oplossing gereed. Of vierdens, ons interpreteer. Ons besluit namens die ander mens, wat eintlik in sy of haar hart aangaan. Man, jy's net kwaad want dit of dat. Of die eintlike rede waarom jy dit doen is hierdie of daardie. En hoor mooi, dit beteken nie dat hierdie 4 reaksies altyd verkeerd is nie. Daar is 'n tyd om te evalueer. Daar is 'n tyd om vrae te vra. Daar is 'n tyd om raad te gee. Daar is 'n tyd om moeilike dinge eerlik te benoem. Maar die probleem is, wanneer ons dit doen voordat ons regtig verstaan het. Wanneer ons antwoord voordat die ander persoon gevoel het, ja, jy het my gehoor. Jy het regtig probeer verstaan hoekom dit vir my belangrik is. En wanneer ons voortydig op hierdie maniere reageer, is dit waarskynlik om die deur toe te klap op gesprek, op nabyheid, op verstaan voel en op koneksie beleef. En dis wat Jesus anders doen op die Emmauspad. Hy kom nader, hy loop saam, hy vra, hy luister. Hy laat hulle die hele verhaal vertel. Hy luister nie net na wat reg is in die verhaal nie. Hy laat hulle ook die dinge sê wat onvolledig en verkeerd verstaan is. Hy laat hulle praat tot hulle by die dieper sin, by die ware emosie uitkom. Ons het gehoop. En eers daarna
antwoord hy. En as ons hierdie 5de beginsel van Covey ernstig wil opneem, om eers te verstaan voor ons verstaan wil word, moet ons in ons lewens en ook in ons gesinne meer soos Jesus begin luister. Dis in elk geval wat volgelingskap, disipel wees, wat Christendom beteken, om in elke deel van ons lewe Jesus se voorbeeld na te streef, ook as dit by luister kom. Maar hoe lyk dit dan prakties om meer soos Jesus te luister? Covey sê, ware, aktiewe luister begin wanneer ek my eie antwoord vir 'n oomblik op sy skuif en met volle aandag by die ander persoon teenwoordig raak. Dit beteken soms iets so eenvoudig soos om jou foon neer te sit, om op te hou waarmee jy besig is en oogkontak te maak en met my liggaamshouding te sê, jy is op hierdie oomblik vir my belangrik. Ek is hier, vertel my. En dan luister ons nie net na die presiese woorde wat gesê word nie, maar ons probeer ook om die emosie en die betekenis agter die woorde raak te hoor. En 'n manier om dit reg te kry, is om terug te verwoord, om te speel wat ons gehoor het. Ek hoor jy sê, en dan herhaal jy die gedagte. Of dit kan so klink. Dit klink vir my of ek jou teleurgestel het. Verstaan ek jou reg? So ons besluit nie namens die ander persoon wat hy of sy voel nie. Ons gee hulle die geleentheid om ons reg te help en hulle eie verhaal duideliker te verwoord. En dan moet ons by die tweede helfte van die gewoonte ook kom. Probeer eers verstaan en daarna om verstaan te word. En dis belangrik. Om werklik te luister beteken nie dat ek nooit my eie ervaring of behoeftes of perspektief mag verwoord nie. Dit beteken net dat ek dit eers doen nadat ek met alles in my probeer het om jou wêreld te verstaan. En dan deel ek my eie hart op 'n manier wat nie beskuldig of aanval nie. Daar's 'n groot verskil tussen om te sê, jy gee nooit vir my om nie, en om te sê, wanneer dit gebeur, voel ek alleen. En ek het nodig om te weet dat ek nog steeds vir jou belangrik is. En dis presies wat Jesus op die Emmauspad doen. Hy luister na hulle hele verhaal. Hy hoor hulle teleurstelling en hulle gebroke hoop. Maar hy laat hulle ook nie in hulle onvolledige verstaan vasgevang bly nie. Want nadat hy geluister het, begin hy praat. En hy deel met hulle hoe alles wat gebeur het in God se plan inpas. Jesus luister met diep deernis, maar hy deel ook 'n ander perspektief. Maar hierdie perspektief kom nie teregstellend van 'n afstand af nie. Nee, dit kom uit die mond en uit die hart van die een wat eers nader gekom het, wat eers saamgeloop het en wat eers hulle verhaal volledig gehoor en verstaan het. En mag ons huise en gesinne plekke word waar Jesus se teenwoordigheid ook in ons luister duidelik sigbaar word. Mag ons huise plekke wees waar mense nie harder hoef te praat om raak gesien te word nie, waar ons nie antwoord voordat ons probeer verstaan het nie, maar waar ons leer om soos Jesus nader te kom, saam te loop en lank genoeg te luister, sodat die mense die naaste aan ons nie net kan praat nie, maar ook diep in hulle harte kan beleef. Ek is gesien, ek is gehoor en ek is verstaan. Amen. Sluit nou af deur die volgende vrae saam te bespreek en dan as gesin saam te bid.